Dis koffietyd by die rots, saam met my, Frik Weideman, op hierdie pragtige woensdagoggend. Mense, ek is vanoggend dankbaar, man. Weet jy hoekom? Ons het 'n nuwe dag. 'n Dag wat ons Vader in ons lewens kom toevoeg het, deur sy liefde en deur sy genade. Wat 'n voorreg om vanmôre net hierdie dag te kan begroet in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Ek bedoel mense, ek en jy het gaan slaap. Ons het nie eens 'n benul wat in die geestelike riem gebeur het nie. Daar was dalk 'n oorlog in die geestelike riem oor my en oor jou. Ons word wakker en ons gaan hierdie dag in sonder om te sê dankie Abba. Dankie vir die liefde. Abba, dankie vir die onaspeurlike genade wat oor my lewe uitgestort is. Abba, dankie. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. Ek is dankbaar, man. Ek is dankbaar vir jou wat ingeskakel is. Want as jy na my stem luister, dan beteken dit jy lewe ook. Ek het verlede week met jou gesels oor, hier's 1000 muggies hier om my. Ek het verlede week met jou gesels oor hoe ons praat, né? Die nommer 1 reg wat ons die vyand gee in terme van ons finansies. Jy's of suksesvol of jy's 'n mislukking. En ons woorde word bepaal wat ons is. Ek het ook verlede week vir jou gesê, moenie agter geld aan hardloop nie. Kry klaar met die armoede mentaliteit, kry klaar met die mammon mentaliteit. As mammon 'n god is, kan mammon ook 'n diensknegt wees. Hy moet ons dien. Kom uit skuld uit. Ek het dit verlede week met jou behandel. Vandag wil ek met jou praat by koffietyd oor of gesondheid of siekte. En jou woorde bepaal watter een van die twee jy gaan leef. Jy leef of gesond of jy leef in siekte. Jou woorde bepaal dit. Mense, as jy nie gedink het woorde is belangrik nie, hoor vandag van my, die duiwel, die bose magte, die wêreldheersers van hierdie wêreld, die owerhede, die duiwelse owerhede, dink dis belangrik. Want dood en lewe lê in die mag van die tong en wie dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. Jy bepaal jou gesondheid deur jou woorde, jy bepaal siekte deur jou woorde, en ek wil dit vandag by koffietyd met jou behandel. Jou liggaam, en ek sê dit 1000 maal, maar mense glo my nie, jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. En die woord sê, 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19 tot 20 sê die woord, hy sê, weet julle nie, dat julle liggame is die tempel van die Heilige Gees? Nee, ons weet dit nie. Want dit wat ons in ons keelgatte afgooi, dit wat ons drink, dit waarna ons luister, dit waarna ons kyk, dit wat ons doen, waarheen ons loop, ons weet nie ons liggame is U tempel nie, want wat ons met hierdie tempel maak is eintlik 'n skande. Is eintlik 'n skande. So daarom is dit belangrik dat jou liggaam, wat die tempel is, wag vir jou om woorde in hierdie tempel in te spreek, woorde van gesondheid, woorde van oorwinning, woorde van jonkheid. Nou hoor ek baie mense sê, maar ek is 'n diabetes, en ek is dit, en ek is 'n hartleier, en ek het hoë bloeddruk. Hoor gemooi, jy maak dit jou eie. En die oomblik wanneer jy dit sê, byvoorbeeld, dan gaan daai goed deel vorm van jou liggaam. Ai, my volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. En omdat hulle my kennis verwerp, daarom het ek hulle priesterskap ontneem, en ek dink ook nie meer na hulle kinders nie. Mense, jy moet oplet hoe jy praat. As jy weer wil praat oor jou liggaam en oor jou toestand, dan stop jy. En voor jy praat moet jy sê, wil ek dit hê? Wil ek langer 'n diabetes wees? Wil ek langer 'n hartleier wees? Want die dokter het gesê, jy moet elke 6 maande kom vir 'n kardiovaskulêre oefening, en jy moet 'n EKG kom doen, en jy moet 'n inspannings-EKG kom doen, want jou hart, jou hart, en ek is hoë bloeddruk, ek is 'n leier aan my bloeddruk. Nonsens! Jy stop daarmee, jy sê nee, liggaam, jy kom in lyn met hoe Vader my geskep het tot eer van sy heilige naam. Hou op om dood te spreek op jou tempel. Terloops, jou tempel behoort nie aan jou nie, dit behoort aan Vader. Hy sê, weet julle nie, dat julle tempel is die woonplek van die Heilige Gees, en dit behoort nie aan jou nie, dit behoort aan hom. Skepper God van hemel en aarde, dit behoort aan hom. In die oggend as ek opstaan en sê ek, hart, jy sal my nie aanval nie. Jy sal my nie aanval nie. Bewegende gedeeltes, julle gaan nie styf word nie, daar is nie manier nie. Larig, kom in lyn. Eetgewoontes is belangrik. Woorde wat jy uitspreek is belangrik. My hart sal my nie aanval nie. My ligweep, kom in lyn, jy sal oop wees.
Ek weier om te wandel met sinusitis. Ek weier om te wandel met hooikoors. Ek weier dat my asemhaling benadeel sal word met asmatiese toestande. Ek weier. My wit bloedselle, rooi bloedselle, kom in lyn met hoe Vader jou geskep het. Ek spreek lewe. Ek spreek lewe dat my brein die regte impulse sal deurstuur na al my kliere toe en die regte hormone sal afskei, sodat hierdie liggaam gesond sal wandel voor die aangesig van die lewende God. Ek weier om siek te wees. En asseblief, moenie siektes jou eie maak nie. Jog, mense kan partykeer so jong, hulle maak hulle eie, sê, my maag seer, of my hartskondisie, of my kolonprobleem, my kolon, of my longprobleem, of my wat ook al. Stop om dit te my. Dit behoort nie aan jou nie, hierdie liggaam behoort nie aan jou nie. Ek en jy gaan eendag pa staan, wat ons met hierdie aarde gemaak het, en wat jy met hierdie tempel gemaak het. Hoor vandag vir my. Ek sê nou dag vir iemand, en is regtig so. Iemand sê vir my, hulle het 'n hoofpyn. Ek sê, weet jy, ek hoor jou, ek weet nie wat is 'n hoofpyn nie. Regtig, ek weet nie wat is 'n hoofpyn nie. Dalk is ek te dom om te weet ek het hoofpyn, ek weet nie. Regtig, ek weet nie wat is hoofpyn nie. Dalk kry ek hoofpyn en ek besef nie ek het hoofpyn nie, want ek dink nie daaraan nie. Mense, ek is op geen medikasie nie. Regtig nie. Ek weet nie wat is hoofpyn nie. So baie mense sê, dis my grootste probleem, ek kry hierdie hoofpyn, ek kan deur my oë nie uitsien nie. Nou voordat jy enigiets doen in die oggende, sê Abba, ek dankie vir hierdie nuwe dag. Liggaam, ek spreek vandag lewe oor jou. Onthou dat jou tempel wag, hy's in afwagting vir die woorde wat jy inspreek in jou tempel. Hy wag daarvoor. Woorde van bou, woorde van gesondheid of woorde van siekte. Jy moet gaan bepaal. Jou tong is die stuurwiel van jou lewe. Hy stuur jou, jy bepaal. Jy bepaal. Jy's of gesond of jy's siek. Of jy sukses of jy's 'n mislukking. Of jy's gelukkig of jy's miserabel. 'n Verslae gees droog die gebeente uit. 'n Opgewekte gees is medisyne vir die liggaam. Jy bepaal vandag hoe jy wil wees. Mense, baie dankie vir koffietyd vandag. Dankie dat jy ingeskakel is. As ek hier afsit en ek sê Kubai, dan sê jy Abba, dankie vir hierdie nuwe dag wat U in my lewe kom toevoeg het. En vandag gaan ek wandel in absolute gesondheid en volmaakte genesing in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja.